Goeienaand almal, baie welkom hier op 'n Dinsdagaand 6:30 saam met my in my program waar ons lekker Bybelstudie gaan doen. Geniet dit saam met ons vanaand en terwyl ons dit so na ons platforms toe deel dit ook daar na jou status toe, na jou tydlyn toe, dat almal daarby kan uitkom en ons gaan nou vir almal geleentheid gee. Geniet die lied saam met ons. Ek het dit geskryf in Matteus 28 vers 19 en 20. Dit kom direk uit die woord uit. So geniet ook die lied so lekker saam met ons. Wat ek julle beveel het en leer om alles te onderhou. Wat ek julle beveel het. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou. Wat ek julle beveel het. En leer hulle om alles te onderhou. Wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, al die wêreld, tot aan die volleinding van die wêreld, tot aan die volleinding van die wêreld. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. Wow, is dit nie amazing nie? Al die dae. Wow, dis net amazing. Dis die opdrag van die Here Jesus Christus. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om te onderhou wat ek vir julle gesê het. Is dit nie mooi nie? Kom ons speel hom weer. Ek dink ons almal het hom nou en dan kan ons hom weer lekker luister. Bietjie harder sit, hè? Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou. Wat ek julle beveel het. En leer hulle om alles te onderhou. Wat ek julle beveel het. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies. Ga daarheen, maak disippels van al die nasies.
nasies. Gaan aan heen, maak discipels van al die nasies. Ek is met julle al die dag. Prys die Here, wow. Dit gaan beter vandag, dankie nog baie Eina. Ek is amper by haar vir besoektyd. Ja, ons het vandag ook so lekker met Marliesie gesels. Sy sê dit is die ergste, einaste iets wat sy in haar lewe deurgegaan het. En daarom bid ons ook vandag vir haar. En vanaand weer as gemeente saam vir haar, dat die Here haar sal deurdra, versterk, krag gee, sal help en alles, wysheid sal gee, om deur hierdie operasie te kom, om gesond aan die kant uit te kom. Ons glo en ons vertrou en ons bid, dat sy werklik hierdie keer genees sal wees. Prys die Here. So loof die Here, baie dankie vir almal wat saam bid. Ons weet, almal se harte is by Marliesie, almal vra die hele tyd, hoe gaan dit? Is sy okay? Dankie vir al die boodskappe, dankie vir al julle liefde en omgee en uitreik. Sy sê vandag, sy wil nie eers weet, waardeur het Charmaine gegaan nie. So, dit is iemand wat daai pyn kan verstaan. So, Charmaine is daardeur, ons loof die Here vir dit, dat hy haar ook so gehelp het tot op hierdie stadium toe, en dat hy haar ook verder help, en ook vir Marliesie, en dan is daar vir Jolien wat ons bid, ook met die saak in haar liggaam, daar is Mary waarvoor ons bid, met die saak in haar liggaam, so ons bid werklik dat die Here Andrei, wat ook in die hospitaal nog steeds is, sukkel om sy kaliumvlakke en so aan op te kry, dit gaan daarom, die res van die sake gaan daarom beter, so ons bid ook daardie kant, dat die Here ook vir Sandra sal deurdra, vir Andrei sal deurdra, en vir elkeen wat vanaand behoefte het, vanaand vir elkeen wat moedeloos is, dit gaan al beter met Ria. Prys die Here, dit gaan beter met Ria, die oortjies hoor alweer so bietjie, sy sê dit gaan elke dag beter, sy sê dit was 'n geweldige tyd om niks te kon hoor nie, ek kan dit net verstaan. Ek probeer my lippe so vreel as moontlik rond, want sy lees my lippe, so ek probeer nie snaaks wees nie, en dat sy ook kan verstaan en hoor wat ek ook bedien, loof die Here. Ag, ons is net vanaand opgewonde, dankie Karel sê dankie vir almal se liefde en omgee, ja, dit is net amazing as hierdie mense saam bid, dis net 'n heerlikheid, ons loof die Here. Goeienaand almal wat ingeskakel is. Nuwe gesigte vanaand. Nuwe gesigte, wow, dis amazing. Van waar af is jy? Alfred, waar af is jy? Sê bietjie vir ons. Kom ons kyk gou. Louise. Ons net gou dat ons net seker is. Seker Louise. Okay, amper sê ek Andrei Peerdelport. Ja, so hier's 'n paar nuwe mense, asseblief sê vir ons van waar julle is. Baie dankie dat julle inskakel, dit is 'n opgewondenheid. Ons het klaar gemaak met die wedergeboorte laas week, die Here het ons gehelp. Ek kan net vir julle sê, dit is hierdie heerlikheid in ons harte, dit is lewend, dit is kragtig, dit maak los, dit maak vry, dis hierdie lewende water hier van binne af. Jog, ek sê verstylik, mense is so opgewonde, dat jy nie weet wat om met jouself te doen nie, en dit gaan glad nie oor 'n vleeslike saak nie, dit gaan hierdie opgewondenheid in jou binneste. So ja, ons loof die Here dat hy ons gehelp het, en ons glo en ons vertrou, dat hy ons ook gaan help met die doop, wat ons so lekker gaan bespreek, in die volgende tyd wat gaan voorlê, ons gaan kyk hoeveel dele ons dit gaan opbreek, en dan gaan ons dit ook so lekker met mekaar bedien, in daai selfde opgewondenheid, in daai lewe, en krag en heerlikheid, die Here help ons so mooi, en weet jy, dit is altyd vir my so mooi, baie mense het al gehoor, wat hier aangaan, hulle het al die Bybelskool gedoen, die lesse deurgegaan en so aan, maar dis elke keer nuut, en elke keer verstaan mens meer, en het raak al hoe meer ryp en seker, en mens se eie binneste en hart, en al die dinge, en mens kan dit baie beter praat. Ek dink, dit is die groot saak, baie mense stuur vir ons 'n WhatsApp en sê hulle, ek wil dit net praat om te hoor of ek dit reg praat, en dit is groot sake, mens moet dit werklik deurpraat om te verstaan, praat ek dit reg, wanneer ek dit ook so aan iemand anders oordra, want baie keer kan dit in jou kop reg klink, maar sodra jy praat, dan denk jy, ek het nie die woorde om hierdie goed te sê nie. So ja, dit is nogal 'n groot opgewondenheid, maar voor ons gaan aangaan vanaand, gaan ons ook die Here vra om ons te help en deur te dra in hierdie diens, en vir my die wysheid en die insig te verleen, om dit ook so te kan bedien. Vader, baie dankie, vanaand is ons so opgewonde om voor die aangesig van U te kan wees. Baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U grootheid, U goedheid. Here, vandag besef ek net,
U is so ryk, u woord is so ryk, u koninkryk, u alles is so ryk, Vader, en dit is niks met hierdie aardse skatte of enigiets te doen nie, dit is hierdie innerlike groot rykdom wat ons ontvang by u, Vader, wanneer ons, Here, bereid is om ons harte oop te maak vir u woord, dit wat u met ons deel, dit wat u met ons praat, Vader, twee kan dieselfde woord hoor, die een wat sy hart oopmaak en oopbreek, verstaan die woord, Vader, en dit kry ingang, en dit werk, en dit is hierdie heerlikheid, maar Vader, as ons afgestomp is, en ons sny af, en ons is, Here, nie lus om dit te hoor nie, dan kan dit niks doen nie, Vader, en vanaand wil ek bid dat harte sal oop wees, ontvanklik sal wees, Here, dat dit in goeie harte sal gaan lê, dat ons dit in ons edele harte sal gaan bære, Vader, Here, dat ons dit sal toepas, uitleef, doen, en so raak dit lewend in ons harte. Baie, baie dankie daarvoor, Vader. Ek wil ook vanaand bid vir Marlisie, wat in die hospitaal is met die operasie. Here, sy het geweldige seer en pyn, en ag, Here, ons is net dankbaar dat alles goed afgeloop en verloop het. Baie dankie daarvoor, en ons wil bid dat haar genesing, Here, hierdie keer regtig, Here, sal uitsorteer, en dat sy werklik genesing sal kry in haar liggaampie. Ons bid as gemeente saam, as broers en susters saam, Here, dat u haar sal help, Vader, en dat u haar sal bystaan, en sal ondersteun, Here, asseblief, Vader, Here, dat sy nie moedeloos sal raak nie, dat sy nie voel sy is alleen nie, maar dat sy altyd sal weet, Vader, u help, u dra deur, u versterk, u gee krag, en almal is so lief vir haar, Here. Baie, baie dankie daarvoor. Daar is Jolientjie en Mary, en Here, Andrei, Vader, wat ook hierdie probleme in hulle liggaam het. Here, ons roep al so lank uit vir hulle, en ons wil weer vanaand, Here, vra dat u sal help, Here. Vir Mary is so bang om hospitaal toe te gaan die 10de. Sy het vir my gesê, bid net saam, ek is so bang en vreesagtig. Here, en ek kan verstaan al die toetse wat gedoen word, en al die dinge, Here, dis baie keer net te veel vir 'n mens om dit te hanteer. En ek bid vanaand vir kalmte, vrede in haar gemoed, Here, en dat u haar sal help in elke situasie, ook vir Jolien, Here, wat ook, Vader, afvoel, wat nie, Here, lekker voel oor die saak in haar liggaam nie, wil ons vanaand bid dat u haar ook sal ondersteun en sal deurdra. Asseblief, Vader, daar Sandra en Andrei, 'n geweldige druk, Here, dit is nou al 'n jaar, Vader, en ons wil u aanroep vanaand, dat u sal help, u weet, ons kan nie bevraagteken nie, dis al wat ek weet as ek bid, ek kan nie bevraagteken nie, ek kan nie beveel nie, ek kan net, Here, in nederigheid voor u kom en vra dat u ons asseblief sal help, en dat u vir Sandra sal deurdra, versterk en krag gee, wat hom ook moet ondersteun, en Here, bystaan, Vader, dit kan nie vir haar maklik wees nie, hy is verwyder van haar vir 'n jaar lank, en ons dankie, Here, vir u krag en u heerlikheid, wat almal help, in die kragtige naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here, dit is so lekker, dit is so kalmte, as ons so lekker saam bid, en die Here net vra om te help. Sjoe, dis amazing. Nou ja, vanaand skop ons af met die doop. Wat 'n heerlikheid, joh. Toe ek sê deur hierdie saak gaan, toe dink ek, dit is so amazing. Nou, as ons kyk na die doop, moet ons ook hierdie fondasie vasmaak in ons lewe. Amen. Hierdie fondament moet reg gelê word. Hy moet standvastig wees in ons lewe. So, hy moet onbeweeglik wees. Ons moet so seker wees van die doop, dat niks ons kan beweeg nie. Al hoor jy wat, al sien jy wat, al sê iemand vir jou wat, jy is vas in daai fondament. Is dit nie mooi nie? Nou, ons weet natuurlik dat die doop groot kwessies kan ontlont. Is dit nie so nie? Ek dink u het al beleef oral waar u dalk al was en is en so aan, dat as jy oor die doop praat, dan is daar geweldige redenasies, daar is verskonings, daar is dinge wat uit die woord uitgehaal word, onbybels of onskriftuurlik of wat ook al. So dit ontlont baie keer 'n geweldige redenasie, gesprekke, baie keer gevegte, ensovoorts. So ons gaan vanaand bietjie kyk na al hierdie dinge, sodat ons kan verstaan waaroor die doop gaan. Nou, eerste natuurlik, as ons aan die doop dink, en ek dink, u kan met my saamstem, as ons praat oor die doop, dan verwys almal eerste na die man op die kruis. As hy nie gedoop was nie, hoekom moet ons gedoop word? As hy dan nie gedoop was nie, en hy was gered, wat maak hom anders?
as vir ons? Was God partydig geweest dat hy nie gedoop hoefde geword het nie? Of wat was die situasie geweest? Nou, baie keer maal hierdie vraag in 'n mens se hart, in jou gedagtes, in jou verstand, en dit maak jou dat jy eintlik nie verder as dit kan kom en kan dink nie. So ek het dit goed gedink vanaand om hierdie kwessie uit die pad uit te kry, lekker duidelikheid daaroor te kry, en dan, as ons dan deur die doop gaan, dan is al daai kwessies uitgesorteer. Okay? Dan gaan ons dit verstaan, en dan gaan dit nie meer daai vraag in ons harte wees, en sou iemand jou vra, gaan jy met sekerheid ook kan antwoord. En dit is waaroor hierdie Bybelstudie gaan, om sekerheid te kry vir onsself, en dan ook dit so te kan oordra vir ander. Wow, is dit nie amazing nie? Nou, die groot ding wat mense altyd eers te doen, is hulle verwys terug na die Ou Testament toe. Dit wat die Ou Testamentiese mense gedoen het, en waar mense mee voel, die Ou Testamentiese mense het weggekom met dit, so hoekom kan ek nie ook wegkom met dit nie? So dis altyd daai eerste redenasie, hulle het gedrink, hulle het georeer, hulle het sonde gedoen, hulle het dit, hulle het dat, hulle is nie gedoop nie, hulle het sis en hulle het so. So op die einde van die dag wil mense dit eintlik as 'n verskoning gebruik, om nie jou eie geestelike lewe uit te sorteer nie. So ons gaan vanaand begin met hierdie man op die kruis, en ons gaan kyk hoekom die doop so belangrik is om ons te red en al hierdie dinge, en so gaan ons dan stap vir stap so lekker deur ons handleiding ook werk. Nie al vanaand nie, ek gaan punte noem wat ek vanaand gaan aanraak en vir jy sê, dit is waar dit in jou handleiding staan, dan kan jy ook so lekker deur dit gaan werk. Is almal by my? Is almal gelukkig? Het julle handleidings? Onthou net, as jy nog nie jou doophandleiding ontvang het, en jy het nou al jou wedergeboorte handleiding ontvang, as jy nog nie jou doophandleiding ontvang het nie, kontak ons, dat ons vir jou doophandleiding ook kan gee. So wat ons doen is, elke Bybelstudie wat ons doen, is daar 'n handleiding voor. So as jy aangaan met die Bybelstudie, dan kry jy die volgende handleiding. Maar jy moet ons asseblief laat weet, ek gaan aan, ek soek die volgende handleiding, asseblief. Dat ons dit so kan deurwerk. Okay, maak seker jy het dit, moet dit nie mis nie. Okay. So, om natuurlik nou weer eens die hele kwessie te verstaan van alles, gaan ons terug na die begin toe. Altyd. Nou ek wil vanaand 'n stewige fondasie lê. Okay? Om die beginsel tussen die Ou en die Nuwe Testament werklik te verstaan, sodat ons kan seker wees, wat is die verskil van die Ou Testament, die Nuwe Testament, hoekom die man op die kruis, hoekom ons, en al hierdie dinge. So ons gaan lekker hier deurgesels. Nou, ons gaan punt vir punt deurgaan. Ek wil nie vinnig daar deurgaan nie, ek gaan dit lekker punt vir punt vat. As jy dit al gehoor het, moenie afsny nie. Okay, baie keer is ons, veral die vrouens is mos so, as jy al iets gehoor het, dan sny jy af en jy voel ek het dit al gehoor. So, vanaand maak jou hart oop, daar kan ook net vanaand vir jou ook iets net weer lekker duidelik raak. En daar's baie nuwe mense wat inskakel, na die tyd luister, deel is van die Bybelstudie en so aan, so almal moet dit verstaan. So ons gaan dan lekker punt vir punt deur. Nou, in die begin het die mens natuurlik gesondig, hulle het sonde gedoen, hulle was verwyder van God, uit God se teenwoordigheid uit, met hulle sonde, hulle kon nie met die sonde, wat hulle gedoen het in God se teenwoordigheid bly nie, die aarde is vervloek ter wille van die mens wat gesondig het, hulle het hierdie rokke van vel gekry, wat hierdie liggaam is, ek dink ons verstaan al die mooi, die gees, siel en die liggaam, nee, en waarmee ons kan funksioneer op hierdie aarde, en hierdie liggaam is verbind aan ons siel. Het ons dit so. Nou, die mens het in 'n geweldige posisie gesit, toe hy gesondig het. Is dit nie so nie? Hulle het in 'n geweldige probleem gesit. Hoe gaan hulle uit hierdie situasie uitkom van dit wat hulle verkeerd gedoen het? Is dit nie so nie? Okay, so daar was nie hulp vir die mens gewees nie. En dit het veroorsaak, toe hulle sondig, dat Satan mag oor hulle siel gekry het. Hulle het eintlik hulle hele lewe oorgegee vir Satan, om met hulle te maak net wat hy wil. Dis eintlik skrikwekkend om aan te dink, en dit is wat sonde doen. En daar was nie vir die mens hulp nie. Nou, So Terry sê aan die Karen lyk mooi en ander mense dink vanaand jy lyk verskriklik. ag, baie dankie. Ek waardeer dit. Prys die Here. Dankie, julle is oulik. Nou, God is 'n God
van groot barmhartigheid en goedertierenheid. En hy het nie net die mens gelos nie. So van die begin af het God hierdie barmhartigheid en vergifnis en liefde vir die mens. Okay? En God het nie net die mens gelos nie. God het 'n plan vir die mens gemaak. Okay? En nadat die gees van God uit die mens uit onttrek is, was die mens totaal en al verwyder van God. Hulle was innerlik dood. En na verloop van tyd, en dit is God se groot liefde en genade, het hy vir Abraham geroep. 'n Persoon wat bereid was om na die stem van God te luister. Is dit nie amazing nie? God het iets in Abraham gesien en God het vir Abraham geroep. Nou, God maak vir hom die belofte van redding. Nou, vir hom en natuurlik ook sy nageslag. Almal wat uit Abraham sal voorkom. Nou, Abraham het hierdie hoop gehad in God, toe God vir hom hierdie belofte gee. Toe is dit vir Abraham hoopvol. Daar's iets wat hy op kan hoop. En hy het dit geglo, met sy hele hart het hy dit geglo. En dit is hoekom God hom tot geregtigheid gereken het. Okay, al het hy geluister vir Sara en 'n kind van slawerny voortgebring, was sy hart die hele tyd by God om wel gehoorsaam te wees. Yes, Hy het weggetrek, hy het gedoen wat God gesê het, hy het altare gebou, hy het altyd God aanbid, hy het alles gegee wat hy kon verstaan. En so het hy die Here bly dien. Yes. Nou God stel die besnydenis in. En dis al wat Abraham kon hê, om fisies en uiterlik te kon manifesteer oor die profetiese woord, oor die belofte van redding en verlossing wat hy by God gekry het. So hy het dit uitgevoer. Hy het al sy manspersone in sy huis moes besny word. Ismael moes besny word. Hy het homself laat besny. So dit was hierdie manifestasie van hierdie profetiese woord van daar kom vir jou redding en verlossing vir jou en jou geslagte, sodat jy verlos kan kom. Okay, nou plus minus 400 jaar later stel God die wet in. En die besnydenis is ook in die wet ingeskryf. Nou, hoekom is dit in die wet ingeskryf? Sodat God se volk die belofte van redding deur die besnydenis van die hart deur die Here Jesus Christus kon manifesteer met elke fisiese besnydenis wat hulle uitgevoer het. So hierdie belofte, hierdie hoop wat hulle gehad het, dat hulle verlossing en redding kan kry, het hulle die hele tyd gemanifesteer deur die besnydenis. Maar dit was fisies van aard gewees, okay. Maar daar is 'n belofte gewees dat daar die besnydenis van die hart sou word, wat hulle nog nie regtig verstaan het op daardie stadium nie, want Jesus het nog nie gekom nie. Yes, Okay, amen. so hulle moes hierdie besnydenis fisies uitvoer, hulle moes baie dinge in die wet onderhou, hulle moes offer en al die dinge, en al wat gebeur is, die mense is in bewaring gehou deur die wet. Hulle het probeer regverdig lewe. Nou, hulle het maar net in gehoorsaamheid hierdie profetiese dade uitgevoer wat gedui het op die Here Jesus Christus, want God se belofte van sy seun het hy aan hulle bekend gemaak deur die profetiese woorde. Okay, is hulle by my? Is nog saam? Nou, dis al wat hulle gehad het om aan vas te hou. Dit is waarop Abraham gehoop het. Die woord sê so mooi, hy het op hoop teen hoop geglo. So, dis erg om daaraan te dink. So elkeen wat regverdig wou lewe, het in God bly glo. Hulle het elke aardse ding weerhou en gelos, wat hulle dalk van hierdie belofte, hierdie hoop kon beroof. En dit kan ons natuurlik lees in Hebreërs 11. Hulle was so gehoorsaam aan God. Hulle het in grotte gebly, hulle was in stukke gesaag. Hulle het alles prys gegee. Hulle het nie omgegee nie. Moses het uit Farao se paleis uitgegaan. Hulle het nie omgegee om daai lewe te los vir die hoop wat hulle
in die Here Jesus Christus het nie. Is dit nie mooi nie? So gaan lees asseblief Hebreërs 11 deur, dan kan mens 'n bietjie meer 'n idee kry van wat het hulle alles gedoen, prys gegee, die pryse wat hulle betaal het. En daar was nog nie eers vir hulle op daardie stadium belofte nie, dit was nog net die hoop van die belofte. Sjoe. Nou wanneer ons lees in Jesaja 42 vers 3, en ons het dit so mooi lekker saam deurgepraat in die wedergeboorteles. Ek dink dit het al vir almal duidelik geraak van die geknakte riete, die lampitte wat gehelp moes word. Okay? En God het vir hulle beloof deur 'n profetiese woord dat Jesus sou kom met hierdie leer waarna almal smag van genade, redding en verlossing. Hy het kom blinde oë laat sien. Hy het gevangenes uitgelei uit die kerker uit van duisternis. So God het nie die mens net gelos nie. Hy het beloof. Hy sal hulle red. Hulle wat se hart onverskrokke op hom gerig was, al was daar nog nie vir hulle redding nie. Okay. So God het hulle nie net gelos nie. Ja, dit is die genade van God. Nou as ons kyk na Esegiel 37, daar lees ons van die dorbene. Nou sien ons hierdie mense in die Ou Testament. Hulle was verwyder van God gewees. Hulle het nie meer God se gees gehad nie. Hulle was verdor in hulle innerlike. Hulle moes doderyk toe gaan. Totaal en al verwyder van God. Totaal en al hopeloos, as ek dit so kan stel. En Satan het die mag gehad oor hulle siel. Nou, ten spyte van die feit dat hulle doderyk toe moes gaan, het Abraham nog steeds geglo en hierdie hoop en hierdie verwagting gehad dat daar redding sou kom. So dit het nooit vir Abraham gegaan oor hierdie aarde nie. Hy het altyd geweet dit is 'n geestelike verlossing. Daar's 'n stad wat nie deur mense hande gebou is nie, wat hy verwag het in sy hart en sy binneste. Nou daar is natuurlik net een wat hulle kon red. En dit is so opgewonde. En wie al hierdie profetiese woord in vervulling gekom het, en dit is natuurlik die Here Jesus Christus. So dis die enigste een wat hulle kon red. Amen. Nou Jesus kom en hy verkondig die woord van sy Vader. En hy kom toon aan die hele mensdom deur sy voorbeeld en nederigheid wie die Vader is, wat hy by die Vader geleer het, wat die Vader se woorde is vir ons as mens om te verstaan. En dit tref my weer so in my hart om te dink dat hy het die Vader se nederigheid vir ons kom toon. Dis hoe die Vader is. Is dit nie? Mind-blowing om daaraan te dink. En ek dink baie keer ons as mens van onsself so ophef en verhef en al hierdie dinge, terwyl God die Vader nederig is. Hy werk, hy help ons, hy maak ons skoon, sodat ons meer vrug kan oplewer. Hy is die landbouer. Hy los ons nie net nie. Hy is een wat werk in ons. So, en dit was net weer vir my baie amazing om te verstaan. Nou, hoekom ons baie keer dinge nie in die woord verstaan nie, is omdat ons voel dat die Nuwe Testament het by Matteus 1 begin. Is dit nie so nie? Daar staan Nuwe Testament, dan begin ons met Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en ons voel, maar dit is die begin van die Nuwe Testament, omdat dit opgeteken is in die Nuwe Testamentiese boeke. Okay. Nou, wanneer ons kan verstaan dat Jesus het in die Ou Testament gekom, hy is gebore onder die wet. En hy was nog nie, daai tyd was dit nog nie die Nuwe Testament nie. Dis nie te sê dat Jesus Christus gekom het, nou sit 'n Nuwe Testament nie. Jesus het onder die wet gesterf. Ook, en dit is hoekom sy siel in die doderyk kon ingaan. So daai hele tyd was Oud-testamenties, en waar het die Nuwe Testament eers bekragtig geword? Met die uitstorting van die Heilige Gees. So die hele tyd van Jesus se geboorte af, tot en met die uitstorting van die Heilige Gees, is Oud-testamenties. Okay, en ek gaan dit nou verduidelik, ons hou net eers daai punt daar, ons gaan nou lekker daarby uitkom, ek noem dit net so lank. So Jesus sterf in die Ou Testament. Nou dit is hoekom hy die dood
kon oorwin. Sy siel, sy innerlike, die oomblik toe hy sterf, toe moes dit doderyk toe gaan, want dit was hoe dit in die Ou Testament was. Die mense in die Ou Testament se siel moes doderyk toe gaan. Okay? So dit is hoe Jesus in die doderyk kon ingaan en die sleutels van die dood en die doderyk by Satan terugneem en hom ontroon van die seggenskap, van die autoriteit wat hy oor die siel van die mens gehad het. En wie het nou? Wie het dit nou? Sodat God die reg oor die siel van die mens kan hê om hom hemel toe te vat of hel toe. Yes. Okay, so God het dit terug. Yes. Jesus Christus het gesorg dat God dit weer terugkry. Yes. Amen. Dis amazing, Dis nee. fantasties. Wow. Nou, hy gaan met sy siel in die doderyk in en hy gaan verkondig die evangelie aan hulle wat reeds gesterf het. Yes. Nou, hy verkondig hierdie nuwe leer waarop almal gewag het, waar hulle almal gesmag het, al die eilande, die woord sê, al die eilande wag op sy leer. Wie sê die eilande? Die mense het gewag, hulle het gehoop op hierdie oomblik, dat die Here Jesus Christus hierdie nuwe leer aan hulle kan verkondig, dat hulle dit kan aanneem. Wow, dis net amazing. So slegs die siele van die mense wat dood was in die doderyk gewees. Hulle was al klaar, hulle liggaam het al klaar gesterf. Okay? So net hulle siel was in die doderyk gewees. En dit is aan die siele wat die Here Jesus Christus dan ook die evangelie verkondig het. En hy het hulle daar uitgehaal, uit daai duisternis, uit daai kerker uit. Yes. Dis net amazing. Nou toe hulle die leer van die Here Jesus Christus aanvaar en dit aanneem, toe kry hulle daai lewe van God se gees deur Jesus Christus in hulle innerlike. Soos wat dit in die begin met Adam en Eva was, toe hulle lewende siel was. God het sy asem van lewe in Adam en Eva ingeblaas. Eintlik in Adam en Eva is uit Adam gebore. Adam was na die beeld van God, so Eva was ook na die beeld van God soos Adam. Okay. Yes. Amen. En hulle het vergifnis ontvang. Yes. Want toe hulle die Here Jesus Christus aanneem en hulle harte oopmaak en hulle lewe uitsorteer, toe ontvang hulle vergifnis. En vergifnis maak mens los van die mag van Satan. Amen. Dis net amazing. En dit was nog nie geopenbaar gewees voordat Jesus gekom het nie. Daar was nie vergifnis gewees nie. Die Here Jesus Christus moes daai vergifnis vir die mens bring. Wow, hy moes daai sleutel van vergifnis gaan haal. Dis dit nie amazing nie. Hy moes die dood en die doderyk moes hy oorwin. Joh, as mens dink aan wat die Here Jesus Christus gedoen het, dan is dit nie liewe Jesus nie. Dan besef jy die grootheid en die krag en die heerlikheid in die Here Jesus Christus. Fors. Hy's 'n vors. Wow, it's amazing. Dan leer ons nie ons kindertjies liewe Jesus nie. Dan besef jy wie en wat die Here Jesus Christus is. Nou die dowwe lampitte, die geknakte riete en die dor bene is uitgelei. Dis lewend gemaak deur God se gees. Nou, wat was die bewys daarvan? Die ontslape heiliges se grafte het oopgegaan. Yes, amen. Die mense het gesien, maar hier staan hierdie mense op uit die grafte uit. En hulle siel en hulle liggaam is verenig. En so is hulle die koninkryk van God in. So dit was hulle opstanding. Maar nie almal het daai opstanding deelagtig gewees nie. Net die ontslape heiliges. Hulle wat onverskrokke op God vertrou het. En dit was nog Ou Testament. En dit was Ou Testament. Ons moet dit absoluut in oog hou met die hele boodskap. Ons is nog besig met die Ou Testament. Okay. En maar hierdie boodskap is tweeledig en dit is my amazing om daaraan te dink. Dit was nie net vir hulle nie. Hulle was nie alleen die dor bene gewees nie. Hulle was nie alleen hierdie dowwe lampitte en hierdie geknakte riete nie. Ons as mens is eers in Satan se koninkryk. Ons doen eers die sonde. Ons kies om eers die sonde te doen. En in hierdie sondige lewe en toestand van ons is ons naderhand hierdie geknakte riete, hierdie dowwe lampitte, hierdie verdorrede bene.
Ons innerlike voel so, want hoekom? Ons is in die koninkryk van duisternis vasgevang. En ons moet uit die koninkryk van duisternis uitkom. Yes, En in die koninkryk van lig kom. Amen. So, dit is vir ons ook nou, as mens. So, hierdie boodskap is tweeledig. Dit was nie net vir die Ou Testamentiese mense nie. Dit was vir ons ook. Yes. Okay, maar ons gaan nou by daai punte lekker uitkom. Ek wil net hê ons moet daaraan dink. Dit het nie net oor hulle gegaan nie. Ons moet ook daai redding ontvang. Okay. So, wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem, en ons gee gehoor, dan word daai geknakte riete, en dowwe lampitte en dor bene word nuut geskep deur Jesus Christus, deur God die Vader skep ons nie deur Jesus Christus. Okay, so ons word hierdie nuwe skepsel in die Here Jesus Christus. Dis mooi. So ons siel word weer lewendig gemaak. Ons ontvang die Gees met ons wedergeboorte, soos wat ons nou die hele les gedoen het. En ons word uit die koninkryk van duisternis uitgehaal. En ons word in die koninkryk van lig geplaas. Okay, nou is ons in God se koninkryk. Is dit nie mooi nie? Ons lewe, ons is weer gebore in God se koninkryk, 'n nuwe lewe wat ons beleef, 'n nuwe skepsel in Christus. Wow. Okay. Sjoe, kom ons gaan aan. So, ons kan al hierdie nuwe lewe leef, ons kan leef in reinheid en heiligheid, en ons kan poog om soos God te wees, ons kan vrug oplewer, en ons moet gedoop word, want die opdrag deur die Here Jesus Christus was, gaan dan heen, en maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou was hierdie opdrag deur die Here Jesus Christus in die Ou Testament gegee vir daai mense? Nee. Daar was geen opdrag vir daai mense om te gaan disippels maak en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dit is ons opdrag in die Nuwe Testament. Okay. So in die Ou Testament was daar nog geen instelling, wet of enigiets wat die doop, wat gesê het, hulle moet die doop deelagtig raak nie. Hulle moes hulle nog nie bekeer en laat doop nie, hulle kon nie. Okay, ons gaan nou lekker daarby uitkom. Nou, met hulle siele wat lewend geword het hulle in die paradys ingegaan. So, almal het nie opgestaan nie al die heiliges het opgestaan nie, dis net van hulle, en die wat in die doderyk was en die Here Jesus Christus aangeneem het, is paradys toe wat nie opgestaan het nie. Okay, so ons het hom so. Nou hier kom die kwessie nou in. Waarom was die man op die kruis gered sonder die doop? As ons dan nou disippels moet gaan maak, gedoop word, sodat ons gered kan word. En die woord sê, as ons nie laat glo en laat doop nie, sal ons veroordeel word. Okay. Ons moet die beginsel nou verstaan, dat daar 'n verskil is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament was heeltemal anders geoordeel as die Nuwe Testament. So as ons vanaand daai beginsel kan verstaan, gaan ons verskriklik baie in die evangelie verstaan. Okay. So maak dit vas in jou hart. Okay, daar's 'n verskil tussen die Ou Testament en Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is glad nie meer soos wat die Ou Testament was nie. Hulle was anders geoordeel. Nou kom ons gaan kyk gou verder. So in die Ou Testament was daar nog geen opdrag. Jy gaan by Johannes die Doper uitkom. Ja. As jy vra my hoekom Ek gaan net lekker stap vir stap deur. Ons gaan by Noag en Johannes en Jesus en almal uitkom. Ons gaan by Moses uitkom, elke liewe ding. Okay, so gaan net so lekker saam met my deur hierdie. En as jy daarna nog vragies het, asseblief vra ons, hoor. Ek weet nie van die begin genoem het, terwyl Jesus op aarde was, het hy die Nuwe Testament so lank opgestel, saamgestel. Yes. Maar dit was nog nie van krag nie, want hy is nog nie gesterf nie. Yes, so hy het net vir ons die inhoud kom duidelik maak. Dis die inhoud van my testament wat kom. Maar ek moet sterf en opstaan sodat hierdie testament bekragtig kan word. Okay. So hy het dit al kom verduidelik. En dit by Johannes die Doper begin. Yes, dit het by Johannes die Doper natuurlik begin. Nou in die Ou Testament was daar nog geen opdrag om gedoop te word nie. Hoekom
dink jy so? Want dit was onmoontlik vir die mens om tot wedergeboorte te kom sonder Jesus. So daar kon nie 'n opdrag wees van doop, want wat gebeur is, die wedergeboorte gaan die doop vooraf. Dis eers die wedergeboorte, dan die doop. Okay, so as God van hulle verwag het om een of ander doop na te kom in die Ou Testament, sê dit dat jy gedoop kan word sonder bekering. Yes. Dit is nie so nie, so dis hoekom daar nie 'n doop was in die Ou Testament nie. En dit maak dit nou sommer so baie duidelik, dat dit help nie om net gedoop te word, as jy nie tot bekering kom, en dis nutteloos. Okay? Want anders kon die mense in die Ou Testament ook maar net gedoop gewees het. Okay. So dit is baie mooi. Nou, daar was profetiese dade oor die doop, en ons kom nou lekker by al hierdie dinge uit. Want toe die volk deur die Rooi See getrek het saam met Moses, het God daarna verwys dat die volk simbolies gedoop was in Moses deur die wolk en see. So hulle was in die wet ingedoop. Hulle was oorklee met die wet, hulle was toegemaak met die Ou Testament. So dit het deel geraak van hulle. En dit lees ons in 1 Korintiërs 10 vers 2. Gaan jy dit opsit, my liefste dingetjie? So, ek het dit sommer so aangehaal, dis presies wat hy daar sê. So dit was 'n simbool van die doop. Okay. Dan sien ons verder, die priesters moes hulle was. Dit was 'n wassing gewees in hierdie koper waskomme. En hulle moes basies hulle liggaam en hulle klere reinig voor hulle die tempeldiens gedoen het. Nou gaan kyk gerus, dis alles mooi in die les opgeteken in jou handleiding, bladsy 4, die beginsels en dan die mikwa. Okay, so gaan kyk bietjie na die beginsel van die doop en dan die mikwa, dan kan jy dit lekker daar deurlees en kyk hoe dit in die Ou Testament gewerk. Ons gaan nou nie deur al daai dinge werk nie, dis lekker interessante dinge wat jy sommer so lekker op jou eie tyd kan deurgaan. Nou kom ons by die doop van Johannes. Nou dit is in bladsy 12. So jy kan lekker deurgaan by die doop van Johannes, bladsy 12 en alles rondom die doop van Johannes verstaan. Maar ek gaan sommer net so lekker vinnig deur dit praat, dat ons 'n beginsel kan verstaan van die doop van Johannes. Nou, Johannes was die voorloper gewees. En hy het die doop van die bekering kom preek. Nou ek kan net dink, ek dink jy kan vir jouself dink, hierdie mense kom uit die wet uit. Hulle het absoluut net hierdie uiterlike dinge gedoen. Hulle het geoffer en hulle het die besnydenis deurgegaan en hulle was maar aan baie dinge gehoorsaam, aan die wassinge en al die dinge. En ewe skielik kom Johannes die doper op die toneel. En hy kom maak die pad oop vir die Here Jesus Christus. En hy begin vir hulle verduidelik van vergifnis en die doop van bekering. Okay, so hulle moes 'n tipe van 'n bekering deurgaan, al het hulle nog nie die gees van God gehad nie. En hulle het hulle sonde bely en so is hulle gedoop, want dit is wat in hulle harte moes lewend raak. Dit is wat die Here Jesus Christus gaan kom doen. Hulle moes net begin bewus word. Dis Hulle moes bewus word. Yes, daar was 'n pad oopgemaak, 'n bewuswording. Okay, van hier is 'n doop van Johannes, van die doop van die bekering. Okay. So dit was 'n geweldige vreemde konsep gewees vir hulle. Hulle het dit nie geken nie, want alles was net uiterlik. Dit het nooit oor die hart gegaan nie. Yes. En dis die verskil tussen die Ou en die Nuwe Testament. Alles was uiterlik in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament gaan alles oor die hart, die motief in die hart. Dis wat die woord sê, as jy na 'n vrou kyk, het jy reeds met haar oorspel gepleeg. So die motief is dit in die hart. Hoe jy dink, hoe jy doen, dit word daarin geopenbaar. Dis waar die oorspronge van die lewe is. Okay. Yes. Amen. En Jesus laat hom ook deur Johannes doop, om die geregtigheid van God te vervul. En Jesus was sondeloos geweest. Hy het nie nodig om gedoop te word nie, maar hy het 'n voorbeeld kom stel. Yes. Van dit is wat moet gebeur. Nog gaan gebeur. Wat moet nog gaan gebeur. Okay. Om die geregtigheid van God te vervul, om die volle raad van God te gehoorsaam. En ons sien hoe mooi het Johannes met hulle daaroor gepraat. Sure. Okay. Wow,
is mooi, is verstaanbaar, hè? Wat hulle wil dit verstaan? Verstaan julle, baie mooi verstaanbaar verduidelik. Cool, okay. So dit is mooi om te besef dat doop sonder bekering is nutteloos. Okay, dit is die kardinale punt waar ons wil by uitkom van die hele doopsaak. Jy moet tot bekering kom, jy moet tot wedergeboorte kom, dan gedoop word. Okay. Dan was daar ook die vloed. Okay, en dit is Noag en die ark bladsy 29 en 30. Gaan lees dit asseblief deur. Ons gaan lees hierso in 1 Petrus 3 vers 20 en 21 en jy kan saam met my volg met dit. Wat eerstens jene my tongknoop. Net gaan 'n bietjie water drink. Drink, 1 Petrus 3 vers 20 en 21. Yes, terwyl ons dit so opkry. Wil jy hierdie handleiding hoor? Die doop wat ons vir jou gegee het, die tweede handleiding wat jy het, is dit wat ons nou bespreek, hoor. Okay, so, nou gaan ons praat oor Noag en die ark vir bladsy 29 en 30. Gaan lees dit lekker met aandag deur, want ek praat lekker oor 'n beginsel van al hierdie dinge. Okay, ek vat dit so lekker saam, ons som dit so lekker op. Dat ons net so iets kan verstaan, en wanneer jy dit dan deurlees met die skrifte, dan verstaan jy nog baie meer. Okay. Hy sê wat eerstens ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Waarvan die teebeeld, die doop, ons ook nou red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Nou, ek gaan nie nou dadelik in die gebede en die vuilheid van die vlees en al daai dinge in nie. Ek wil 'n beginsel oordra van Noag en die ark. Okay. So Noag en die ark word as 'n teebeeld gebruik, 'n simbool van die werklike. Dit is 'n teebeeld, dit is 'n simbool van die werklike, wat geestelik gebeur het, terwyl hierdie gebeurtenis vleeslik plaasgevind het. Wat was die geestelike saak wat ons moes verstaan uit dit wat uit die verhaal van Noag uitkom? Okay, dit is basies wat hy hierso sê. Nou, wat moet geestelik gebeur in ons lewe? Wat wys die verhaal van Noag vir ons? Wat moet gebeur in ons lewe? Nou, kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die punte, ons gaan breek dit so 'n bietjie op. Nou, Noag het in God geglo en hy het die ark gebou en hy het in hierdie ark ingegaan toe die opdrag daar was om in te gaan en die Here self het hierdie deur gesluit. Okay. Nou, ons moet ook, as ons glo, moet ons iets doen. Ons geloof kan nie passief wees nie. Ons moet iets uitvoer wanneer ons glo. So ons kan nie net sê, ons glo in die Here Jesus en dis net wat dit is nie. Hy moes optree. Toe die Here vir hom sê, Noag, bou die ark, het hy opgetree, die ark gebou, het in God geglo. En toe die ark klaar is en hy kry die opdrag om in die ark in te gaan, toe gaan hy in en hierdie deur is gesluit. Okay. So, ons as mens glo ook in die Here Jesus Christus. Hy is die seun van God, hy het gesterf vir ons sonde, hy het opgestaan uit die dode en dis ons gered kan word en al hierdie dinge. Maar as ons dit glo, moet ons iets doen om ons geloof te bewys. Okay? So wat moet ons as mens doen? Wanneer ons glo, moet ons toepas, ons moet doen. So ons moet die Here Jesus Christus aanneem. Hy is die ware ark. Is dit nie amazing nie? So dis 'n teebeeld wat ons moet verstaan van die ark. So Jesus Christus is die ware ark waarin ons toevlug moet kry. So wanneer ons hom aanneem in die wedergeboorte, dan gaan ons in hierdie ark in. Is dit nie mooi nie? Okay. So dit is wat ons in gehoorsaamheid doen, om in hierdie ark in te gaan. Nou, dit is eintlik so verskriklik mooi om te dink, ek wil net verby hierdie punt kom. Toe hierdie water, nee, het al die goddelose mense, alles wat vlees was, wat goddeloos was, wat sonde was, wat enigiets wat met goddeloosheid te doen gehad het hierdie water
uitgewis. Goddelose geslag. Dit het hierdie hele goddelose geslag uitgewis. Daar was weinig, dit is 8 siele wat gered is. En dit is so mooi om aan te dink, dat as ons die Here Jesus Christus aanneem, moet ons gedoop word. Wat doen die doop? Ons gaan in die doopwater in, en ons sonde, ongeregtigheid, ons ou lewe, alles wat te doen gehad het, met ons verlede, word uitgewis, afgewas, begrawe, in hierdie doop. En ons staan op, 'n nuwe mens in Christus. Amen. Okay, so die water moet al hierdie ongeregtigheid simbolies wegvat. Yes. Okay, so jy moet hierdie nuwe mens opstaan, en as ons kyk, wat het gebeur met die vloed? Dit is so mooi om aan te dink, die hele wêreld het verander, dis herskep, dit was hierdie majestueuse gebeurtenis, ek bedoel die water het uit die aarde uitgebars, alles het verander, alles het vernuwe, en die hele aarde is oorgeskep, en wat moet ons daaruit verstaan? Ons moet hierdie nuwe lewe, moet ons hê in die Here Jesus Christus. Ons word nie net herskep nie, ons het 'n nuwe lewe wat opstaan. Yes. Is dit nie mooi nie? En dit moet 'n lewe, en ek wil met die vloed. Dit was op daai stadium, was alle goddeloosheid uitgewis. So dit was hierdie sondelose, amazing, as ek dit nou so kan stel, ek wil net gou kyk, ek het dit nou so mooi neergeskryf. Kom ons gaan kyk gou wat ek dit nou hier neergeskryf. Ja, maar net so kansie. Okay, alles was skoon. Alles was nuut. Alles was sondeloos. Okay? En dit is hoe ons as mens moet wees, wanneer ons uit hierdie water opkom. Ons is sondeloos, ons is nuut, ons is skoon. En dit is hoe ons lewe moet uitsorteer. So daar moet hierdie sigbare verandering in jou lewe wees. Yes. Dis hoekom dit die teebeeld is van die vloed. Alles was nuut. Okay? Verstaan ons dit? Dis so mooi. Soos waar die aarde nuut geraak het, al die goddeloosheid weg is, so raak ons ook hierdie nuwe skepping. It's a new creation. New creation. Wow, is dit nie mooi nie? Ons het hom seker nie hierso nie. I'm a new creation. Dis so mooi. Okay, nou kom ons terug na hulle wat in die doodryk was. Hulle was reeds in die doodryk. Hulle het nie meer 'n vleeslike liggaam gehad om gedoop te kon word nie. Okay? So, dit moes gebeur. Moes hulle fisiese liggaam weer opstaan en hulle moes verder leef op hierdie aarde. Okay? So God het hulle daai tweede kans gegee. Omdat die Here Jesus Christus bereid was om te sterf. Die mens was die Here Jesus Christus se verantwoordelikheid, omdat ons deur hom geskape is. En hy was bereid om die mens weer te kom losmaak en vrymaak, en dat hulle hierdie tweede kans kon kry, en dat hulle kon opstaan uit die doderyk uit. Okay. Nou, die Nuwe Testament was nog nie daar gewees nie. Niks van die Nuwe Testament het nog bestaan nie. Okay? Jesus het dit nog net kom, die inhoud vir ons kom predik. Yes. Okay. So ons moet die verskil verstaan. Hierdie mense was in die Ou Testament. Daar was nog niks van die Nuwe Testament van hulle op toepassing nie. Yes. Okay. Dan gaan ons gou verder. So deur die sterfting van die Here Jesus Christus kon sy siel in die doderyk ingaan, omdat hy in die Ou Testament gesterf het. Sy siel moes outomaties doderyk toe gaan, maar daar was 'n verskil. Hy was sondeloos. Hy het die Gees van God in sy siel gehad. Is dit nie amazing nie? En hy kon oorwin, wat die dood kon hom nie vashou nie. Die doderyk kon hom nie daar hou nie. Satan kon nie mag oor die siel van Jesus kry nie, want hy was sondeloos. Wow. Maar hy kon Satan oorwin, wat die mag oor die
doodgaan. Amen. Prys Wow, dis mooi. die Here. So hulle het Dit is almal in die Ou crazy. Testament gesterf, maar ons leef in die Nuwe Testament. Okay? So daar is geen verskoning vir ons wat in die Nuwe Testament lewe nie. Jesus kom maak die Nuwe Testament bekend en gee vir ons hierdie opdrag. Okay? Nie vir die mense in die Ou Testament wat reeds dood is nie, vir ons wat lewe. Gee hy hierdie opdrag en sê, gaan dan heen in die wêreld, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, en hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Okay, so dis die opdrag van die Here Jesus Christus, nie aan die mense in die doderyk nie, aan ons. Okay, Amen. wow, dis mooi. Nou tot en met die uitstorting van die Heilige Gees was alles Oud-testamenties. Okay? En die uitstorting van die Heilige Gees was die laaste, die belofte in die Ou Testament van Joël. Dis die laaste ding wat nog in vervulling moes kom, was die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is hoekom, toe is die hele Ou Testament vervul in die Here Jesus Christus met die uitstorting van die Heilige Gees. Amen. Wow, toe is dit bekragtig, toe moet ons dit doen en toepas, en dit is hoe dit was. Toe moes die disippels, moes hulle hulself bekeer, hulle moes oorgedoop word. Het ons al daaraan gedink? En hulle was. En hulle was. So die doop van Johannes, as dit iets beteken het, sou dit nie wees dat die mense in die Nuwe Testament oorgedoop moes word nie. Okay, so dit is waar hulle die dooping van die Heilige Gees ontvang het. Hulle het hulle self bekeer, hulle is gedoop deur die Heilige Gees. Hulle het hulle self laat doop. Okay, en daar is die Heilige Gees, is die seël op die Nuwe Testament. En dit is hoe hulle van daar af die evangelie verkondig het. Okay, van, jy moet jouself bekeer en jou laat doop. Okay, om gered te word. So daai evangelie staan tot vandag toe. Yes, amen. Dit is die evangelie van die Nuwe Testament, die ewige evangelie, die evangelie